Goeiemôre almal. Baie welkom aan almal van julle vanoggend hierso in die kerkgebou. Ons is op die oomblik in Paastyd. Dis nou die tyd tussen Jesus se opstanding en die hemelvaart. Met hemelvaart begin Pinkstertyd. So ons tema vir die preekdeel van vandag se diens is eintlik meer in die rigting van die Pinkstertydse boodskap, maar in die res van die diens, die liedere wat ons gaan sing en so aan, gaan ons weer meer aansluit by die Paastyd se boodskap. Ja, so is amper so half tussen die twee. Maar nietemin, ek is baie bly oor almal van julle wat hier is vanmôre. Mag het vir julle ook geseënde saamwees wees. Ons praat nou juis oor saamwees, die gemeenskap van gelowiges. Nou voor ons dan nou gaan begin met die diens self, kom ons kyk net gou vinnig na die paar afkondigings. Huisbesoek hierdie week is in Wijk 3 en ek het nou sal vir Erik maar kontak om die ouderling, om net vir hom die tye deur te gee, sodat hy die afsprake kan maak. Goed, op die tweede bladsy, die verjaardag vir die week. Vandag verjaar Koos Erasmus en Anshin de Tooi. Julle moet maar namens ons geluk sê daarso hoor. En Koos is daarmee, hy sit daarbo. Koos, baie geluk en seën vir die jaar wat voorlê. Die 19de Mei dis môre, Janet Abrahamse, Peer Blyk en Melanie Steenkamp. Dan die 20ste Mei verjaar Gert Gagiano. Ek wonder of daar dalk van die mense wat naby hulle bly, iemand is wat dalk daar by Gert gaan inloer die week. Dan kan Jessie die kaartjies sommer vir saam met jou stuur. Is daar iemand? Niemand nie. Goed. Saam met Gert verjaar ook Marius Harmse, so baie geluk aan jou ook. Dan die 21ste Mei, Gawie Stein, die 22ste Mei, Ansie Ludik en dis Anshin ons Koster se ma, so sy moet ook 'n kaartjie kry. En dan die 23ste Mei, Mani Spamer en Carla Lou, ek sien ook nie vir Mani hulle hier nie. Gee maar sommer daar vir Tannie Cecile, ek dink dis nou die naaste. Om Mani se kaartjie vir hom te vat, daar is hy. En die 24ste Mei, Pieter Bester. Pieter, baie geluk, seën en sterkte, vreugde vir die nuwe lewensjaar. Goed, dan ook daar op die tweede bladsy en trouwens die derde bladsy ook, is daar al so bietjie afkondigingkies om te herinner aan die bazaar van die 30ste Augustus. Die een is 'n wit olifanttafel, die wijk wat die kindertafel altyd doen, dis Kasteelbergwijk. Hulle gaan so 'n bietjie van 'n tombola hou, is mos altyd lekker vir die kinders om die wiel te spin en te kyk wat kry hulle. So as jy nou daar iets in jou huis het wat jy bietjie wil van ontslaa raak, wil ek amper sê, op 'n sinvolle manier, skenk dit maar vir hulle. Hulle kan dit daar op hulle wit olifanttafel sit vir die tombola. Goed. Gebedslys op die derde bladsy. Wil ek net bysê, ons het nou laas Sondag het ons nou gesê van Elisma wat die baie delikate oogoperasie gehad het en Tannie Alet Steenkamp. En toe hoor ek nou daar's nog 2 mense wat ook
ook oogprosedures ondergaande, dis Dawie en Cecile Briwer, Dawie Lombard en Cecile Briwer. So ons is dankbaar oor al die prosedures wat goed afgeloop het, en tannie Alet se geval moet sy nou nog vir 5 weke wag, voordat die volgende oog gedoen kan word. So dink maar aan haar, ook met daai frustrasie. En dan van haar gepraat, haar kleindogter Carly, is ook in die hospitaal met geweldige hoë infeksietellings. Al die goed kom daarom 'n bietjie af. So as vanoggend se bloedtoetse wat gedoen word nog laer is, dan kan sy hopelik huis toe gaan, maar sy gaan nog vir 'n tydjie op binneaardse antibiotika moet wees. Ja, so dink maar asseblief aan haar ook. So 'n ou klein lyfie met daai groot trauma is nie lekker vir 'n ouma om te moet aanskou nie. So ja, ons hoop en glo en vertrou aan die Alet dat sy ook sommer gou heeltemal reg sal wees. Op die agterblad kyk ons 'n bietjie vorentoe na volgende Sondag. Volgende Sondag, die 25ste, is Neil Boegner weer hier by ons met 'n tekkie diens. Hierdie diens gaan hy so 'n klein bietjie anders aanpak. Hy gaan so 'n bietjie sy persoonlike getuienis met ons deel en die storie van sy getuienis aanvul met musiek, van sy eie musiek wat hy skryf, wat ons ook baie sing hier in ons dienste, en musiek wat vir ons bekend is. So ja, dit gaan regtig 'n wonderlike, geestelike, opbouende ervaring wees. So ek wil julle almal uitnooi om 'n knoopie in die oor te maak daaroor en volgende Sondag dit saam met Neil te kom beleef. Die advertensietjie of die flyertjie is daar op die agterblad. Dan herinner ons ook maar net weer dat die Hemelvaartdiens by Riebeek Wes gemeente is, die donderdag die 29ste, dis verkeerdelik op ons almanak aangedui dat dit by ons is, maar dit is nie, dis by Riebeek Wes. En dan die Pinksterbidure, dis nog 'n entjie weg, ook nie meer so ver nie, van die 2de tot die 5de Junie. So dis al die afkondigings en die program en al die dinge, ons het nou baie gepraat. So kom ons gee eers 'n geleentheid om net so 'n bietjie stil te word voor die Here. Ons praat oor gemeenskap, en die belangrikste deel van die gemeenskap wat ons beleef wanneer ons hier in die kerkgebou is natuurlik gemeenskap met God. God drie-enig, deur Jesus Christus en deur die Heilige Gees wat hier in en met ons is. So kom ons raak net so 'n bietjie stil om onsself oop te stel vir hierdie ontmoeting met die Here. Net so 'n paar oomblikke, as daar iets is wat jy dalk vir die Here wil gee, oorgee aan hom, opdra aan hom, doen dit ook in daai stilte. As jy niks op die hart het nie, sit net en wees net in sy teenwoordigheid. Dus na so 'n paar oomblikke van stilte sal ek vir ons begin met 'n openingswoord. Aan God die eer. Hy het ons Here Jesus uit die diepte van die dood gehaal, hom tot die hoogste eer verhef en hom die naam gegee wat bo elke naam is, sodat in die naam van Jesus elkeen wat in die hemel en op die aarde en onder die aarde is, die knie sou buig en elke tong sou erken, Jesus Christus is die Here, tot eer van God die Vader. Amen. Liewe gemeente, ons groet mekaar vanmôre in die naam van ons opgestane, lewende
en verhoogde Here, genade en vrede vir elkeen van julle van God drie enig, Vader, Seun en Heilige Gees. Amen. Ons almal wat hier saam is, hoop ek, glo ek, wil ook, soos wat hierdie openingswoord van ons gesê het, wil saam bely, Jesus Christus is die Here. En ons gaan dit nou doen, deur 2 paasliedere saam te sing. Louina, ek het daai 3 liedere, ek het 1 weggevat, so is nou net 2, is nou net 405 en 417, so ons sing nie meer lied 421 ook nie. 405 vers 1, 2 en 4 nou, en dan 417 en dan gaan ons nie 421 sing nie. Right, so julle kan staan, bly sommer staan heeltyd terwyl ons sing. Ons aanbiddingslied, gewoonlik sit ons vir die aanbiddingslied, maar julle kan maar nog steeds staan as julle gemaklik is, want
Na dit gaan ons 'n lied sing as geloofsbelijdenis, dan staan ons in elk geval weer. So kom ons bly sommer staan. Ons aanbiddingslied is hierdie pragtige een, lied 450, al 2 verse. Ons sing daar onder andere bo begrip, bo ons verstand is u grootheid, Here. Kom ons aanbid hom vir sy grootheid wat bo ons verstand is. Die woorde van hierdie tweede vers van lied 450 kom uit een van die geloofsbelijdenisse, die belijdenis van Nicea, waar daar ook gesê word dat Jesus woord uit woord is, lig uit lig. So, dis al klaar so 'n bietjie van 'n geloofsbelijdenis, en ons gaan nou uitbrei op hierdie geloofsbelijdenis deur 3 verse van die beruiming van die 12 artikels saam te sing. Dis in lied 260, is die hele 12 artikels in 10 verse beruim. Nou, ons gaan net 2 van hulle sing, dis vers 1 en 7, en die 7de vers verwoord die deel van die geloofsbelijdenis waaroor ons praat vanmôre, dat ons 'n gemeenskap van gelowiges is. En dan sing ons saam met dit ook vers 11. Julle wat my ouderdom en ouer is, sal onthou in die ou dae, dan het ons altyd in die kerk die geloofsbelijdenis opgesê, en dan na almal dit hardop gedoen het, dan sing ons outomaties vers 11 van hierdie lied. Nou vanmôre dan nou vers 1, belijdenis oor God as skepper, vers 7, belijdenis oor die gemeenskap van gelowiges wat ons hierso beleef, en vers 11, daai bekende vers. Kom ons sing dit saam as geloofsbelijdenis. Dankie Louwina.
Dankie, nou kan julle maar sit. Ons lees net 4 verse vanmôre, 1 Johannes 1, vers 1 tot 4, maar voordat ons dit lees, soos altyd, kom ons maak die oë toe en dan bid ons net eers saam. Here Jesus, wat 'n voorreg om vanmôre ook met die liedere wat ons gesing het, U te eer as die opgestane Here, om onsself en mekaar en die hele wêreld te herinner daaraan dat ons bely Jesus Christus is die Here tot eer van God ons Vader. Dankie dat ons dit saam kan doen. Nie net saam die klompie wat hier in die kerkgebou is nie, maar ook saam met al U kinders versprei reg oor die wêreld en 'n hemelse leerskare wat alreeds by U is. Wat 'n onbeskryflike voorreg. Dankie Here dat U as die opgestane en lewende Here ook hier by ons teenwoordig is vanmôre. Dankie dat ons, as ons nou uit die Bybel lees, dat ons ook kan weet dat dit U self is wat uit U woord met ons praat. Ons gebed is dat U ook vanmôre deur die werking van U Gees hier in ons, dat U ook vir ons oop en ontvanklik sal maak vir dit wat U ook wil hê ons moet hoor vanmôre. Seën ons saam wees, seën die gemeenskap met U, ons lewende Here, en met mekaar as U kinders en as deel van U geloofsfamilie. Dit bid ons in die naam van ons lewende Here, Jesus Christus. Amen. 1 Johannes 1 vers 1 tot 4, van die begin af was hy daar. En weet ons almal die hy is Jesus, né, wat ook die woord is. Ons het hom self gehoor, ons het hom met ons eie oë gesien. Ja, ons het hom gesien en met ons hande aan hom geraak. Hy is die woord, die lewe. Die lewe het gekom. Ons het hom gesien en is die getuie daarvan, en ons verkondig aan julle die ewige lewe wat by die Vader was en aan ons geopenbaar is. Hom wat ons gesien en gehoor het, verkondig ons aan julle, sodat julle aan ons gemeenskap deel kan hê. En die gemeenskap waaraan ons deel het, is die met die Vader en met sy Seun, Jesus Christus. Dit skryf ons, sodat ons blydskap volkome kan wees. Nou, ek wil net op een versie en een tema uit hierdie gedeelte fokus, en dis op die tema van gemeenskap, en die teksvers is dan vers 3, hom wat ons gesien en gehoor het, verkondig ons aan julle, sodat julle aan ons gemeenskap deel kan hê. En die gemeenskap waaraan ons deel het, is die met die Vader en met sy Seun, Jesus Christus, en dan die temaatjie heel eenvoudig, gemeenskap as 'n belangrike kenmerk van die kerk, indien nie die heel belangrikste kenmerk van die kerk nie. Nou, hierdie woorde van ons teksvers is 'n baie belangrike boodskap in die hele brief van Johannes. As jy nou jou Bybel oop het en jy gaan kyk na daai kursief gedrukte gedeeltjie aan die begin van die brief, dan sien jy daar dat dit een van die sentrale boodskappe is wat hy wou oordra aan die mense vir wie hy geskryf het. Nou, daar's baie mense wat sê dat die moderne mens nie meer
soveel tyd vir mekaar het soos 'n geslag of wat gelede nie. Die wêreld het so gejaag geraak dat ons nie meer tyd het om werklik by mekaar uit te kom nie. Almal hardloop teen 'n verskriklike pas en skarrel letterlik net om liggaam en siel by mekaar te hou en in die proses leef ons dikwels by mekaar verby. Ons groet daarom nog so in die verbygaan, as jy die bakkie herken of as jy die gesig herken, maar min mense het regtig tyd om meer as net te sê hallo, ook te vra, hoe gaan dit met jou, en dan tyd om te luister na die antwoord, as daar 'n behoefte is. Natuurlik iets soos sosiale media, wat in ons dag so oorgeneem het, speel ook 'n rol. Mense het interaksie, maar nie so met mekaar face to face nie. Jy praat met 'n skerm, baie keer ken jy nie eers die gesig van die persoon aan die ander kant nie. En dit alles bring mee, volgens die slim mense, dat daar in ons samelewing 'n groot behoefte is, 'n algemene sosiale behoefte aan emosionele warmte, aan opregtheid. Opregte belangstelling, opregte ondersteuning. En dan is daar natuurlik ook baie mense wat beweer dat die kerke in die algemeen, veral ons meer tradisionele kerke, dat ons dit hoegenaamd nie reg kry om in daai behoefte van emosionele warmte, van ondersteuning, van belangstelling, opregte belangstelling in mekaar te voorsien nie. 'n stelling wat ek raak gelees het, wat dit goed beskryf, is iemand wat sê, die kerk is arm aan warmte en liefde, arm aan die ware gemeenskap van gelowiges. Om dit nou te illustreer, ons het 'n lysie van name op ons gebedslys. Jy sal nie glo, hoeveel keer kom ek by mense, wat vir my sê, wie is die en die en die, wie se naam hier op die gebedslys is. Dis net 'n naam. Hulle weet nie wie dit is nie. En ons is 'n ou klein gemeentetjie. As jy nie weet nie, maak moeite om uit te vind, om 'n gesig by die naam te sit. Nie net 'n gesig by die naam te sit nie, maak moeite om daai persoon se hand te vat. Dis nie onmoontlik nie, dis moontlik om dit te doen. Maar dis net 'n naam. Partykeer sien mense nie eers die naam raak nie. Hulle weet nie eers die naam is op die lys nie. Nou, die persoon wat hierdie stelling gemaak het, wat ek nou so pas aangehaal het, van die kerk wat arm is aan die ware gemeenskap van gelowiges, ware warmte, ware liefde, ware en opregte belangstelling en ondersteuning aan mekaar. Die persoon beweer dan nou in die artikeltjie dat daar veral 2 redes is vir hierdie gebrek aan gemeenskap. Die eerste ene sê hy, die individualistiese leefstyl van die moderne mens. Nou daaroor het julle almal ook al genoeg gehoor, né? Elkeen doen sy eie ding op sy eie manier. Ons wil privaat wees. In ons dorp nou nog nie heeltemal so erg nie, maar as jy nou vat in die stede, né, ook maar 'n logiese ding van veiligheid. Alles is toe. Agter hoë mure en elektriese heininge, moeilik om daar in te kom.
Weet nie wie van julle kyk na hierdie nuwe reeks op kyk net wat gegrond is op 'n ware verhaal, Niggies. Nou die dag, laaste week se episode sê ek vir Marita, kyk 'n bietjie na die huise. As die een met 'n draad om hê. Almal is oop. Mense het sommer net ingeloop. Vandag is dit moeiliker. Mense hulle moet hulle self toemaak, hulle moet hulle self beskerm as gevolg van die veiligheid. En dit het gesorg dat daar meer 'n individualistiese leefstyl is. My godsdiens is 'n private saak. En dan ook, soos wat ek net nou dit ook aangehaal het, hierdie individualisme word aangeblaas deur iets so sosiale media. Dit is ongelooflik hoe mense wat hy van geen kant af ken nie. En dan het hulle hierdie interaksie op die skerm. Vir my maak dit nie sin nie. Jy moet tog iemand persoonlik ken voor jy iets oor hom of vir hom kan sê. Oor hierdie individualisme, volgens die Bybel is daar plek vir 'n binnekamer. Daar is plek vir my persoonlike verhouding met God. Dis belangrik dat daar elke dag in my besige program 'n tydjie moet wees wat ek persoonlik en privaat en alleen met die Here spandeer. Maar ek kan nie daar bly nie. Ons leef in 'n wêreld, hierdie skyfie wat ek as 'n agtergrond skyfie gekies het van in gemeenskap sê, ons geloof is nie ons eie nie. Dis hoekom ek vanmôre met 2 liedere klem gelê het op ons apostoliese geloof, ons algemene geloof wat alle Christene reg oor die wêreld en reg deur die geskiedenis bely. Dis nie ek wat dit uitgedink het nie. Dis nie myne nie. Dis ons almal sinne. Ons leef in gemeenskap. Ons kan nie anders nie. En dan nou die tweede redetjie wat die persoon aandui waarom daar in die kerk hierdie gebrek aan gemeenskap is oor die tradisionele wyse van kerklike bediening. Die slim mense praat van 'n sogenaamde herderkudde model, van kerklike bediening. Nou volgens hierdie model is die dominee die herder en die lidmate is die kudde. So ek moet julle oppas, ek moet julle lei, ek moet julle versorg, julle word gelei, julle word versorg, julle word bedien. Dis die tradisionele herderkudde model. Die probleem daarmee is dat die verantwoordelikheid van die algemene lidmaat om ook deel te neem in die versorging, in die bediening, dan nou nie tot sy reg kom nie. In die heel ergste scenario daarvan is al wat die lidmate dan doen, is om te kyk wat doen die dominee, en doen hy dit goed, en doen hy dit reg, preek hy mooi en reg, doen hy gereeld sy besoeke wat hy moet doen. Baie dikwels, as ek in so 'n gesprek is, dan draai ek maar 'n dowe oor, en sê maar niks. Heel dikwels sal mense dan ook verskillende gemeentes en die herders teen mekaar afspeel. Die gevolg hiervan is dat die lidmate dan nie werklik die gemeenskap van geloof met mekaar ervaar en beoefen nie. Nou wil ek op hierdie punt onmiddellik sê, ek gaan dit net nou herhaal, net om seker te maak julle het dit reg gehoor. Hierdie is nie sonder meer en oor die algemeen waar van ons gemeente nie. Die mense wat hier sit en ander lidmate stel regtig belang in mekaar
se lief en leed en wel en wee. Ek wens ek kon net vir julle 'n paar voorbeelde noem, maar ek wil nie mense onnodig blootstel nie. Maar soos wat ek so oor julle kyk, kan ek daai gesigte pinpoint, wat sommer net so uit sy eie uit opdaag by iemand met 'n takeaway wat hy gekoop het en sommer net daar afgee. As ek in 'n hospitaal by iemand kom vir 'n hospitaalbesoek, dan sit daar iemand. Daar is soveel van hierdie gemeenskap van gelowiges wel sigbaar. Maar ons kan nie sê dit is genoeg nie. Daar is wel nog mense wat sê dis die dominee se werk, dis die dominee wat dit moet doen. Goed, dit daar gelaat. Ons praat baie keer om nou weer verder te gaan oor hierdie gemeenskap en die tradisionele kerklike bediening. Ons bely elke Sondag, ons het dit vanmôre weer gedoen, dat ons glo in die gemeenskap van gelowiges. En dan verwys ons na dit wat hierso in die erediens gebeur. Dit is die gemeenskap van gelowiges. Maar dink nou 'n bietjie mooi oor wat gebeur hierso. Hier's eintlik baie min gemeenskap met mekaar. Daar's wel gemeenskap met God. Ons kom na die erediens toe om 'n boodskap van God te hoor. Ons kom om met hom te praat. Ons kom om hom te loof en te prys. So daar's gemeenskap met God. Maar daar is baie min gemeenskap met mekaar. Die enigste plek waar hierdie gemeenskap met mekaar op 'n Sondag, hier by die kerk, wel iets daarvan prakties beleef kan word, is wanneer ons, soos wat ons so 2 maal in 'n jaar het, wanneer ons 'n bietjie saam tee drink en kuier. Maar as gevolg van die praktiese logistieke probleme met hoe ons geboue geleë is dit net nie moontlik om dit elke Sondag te doen nie. Die kerksaal sit daaronder en nou op hierdie oomblik waar ek so passievol probeer om vir julle te vertel van gemeenskap met mekaar, nou op hierdie oomblik is daar tussen 35 en 50 siele, kinders en leidsters, wat daar in die kerksaal, kleuterkerk en kinderkerk hou. En ek en jy kom in die kerk in en ons gaan klim in ons karre en ons gaan huis toe en ons sien nie een van daai mense. Ons sien hulle nie eers nie. Hoe moet ons nou nog met hulle gemeenskap hê? Hulle het gemeenskap met mekaar. Ons stap hier uit, jy groet miskien so 5 mense in die uitstapslag en nog so 1 op pad na jou kar toe en jy sê sterkte met die oesery en jy klim in jou kar en jy gaan huis toe. Daar's 'n behoefte om net bietjie tyd te spandeer en regtig belang te stel in mekaar. Een moontlikheid om dit te doen, om dit reg te kry, is om daai gebou wat daaronder sit op te tel en hierso op die kerkterrein toe kom neersit. Dis nou nie prakties moontlik nie, maar die kerkraad is besig om te werk aan 'n plan, soos wat julle nou al seker agtergekom het met die bordjies wat op is. So kom ons glo, kom ons droom, kom ons hoop en vertrou dat oor 4-5 jaar van nou af hierso 'n fasiliteit sal wees op hierdie terrein waar daai mense wat onsigbaar met hulle werk besig is op hierdie oomblik dit in gemeenskap met ons kan doen. Kinder- en kleuterkerk hierso op hierdie gronde. 'n Lekker plek waar ons uit die kerk erediens kan uitstap en 'n koppie tee vat en iemand anders in die oë kan kyk en te sê, hoe gaan dit met jou? En vir hom te sê hoe dit met jou self gaan. So dis 'n droom van die kerkraad. Kom ons vertrou dat dit iewers in die nabye toekoms sal realiseer.
'n laaste puntjie wat ek wil aanraak is dat hierdie gemeenskap van gelowiges 'n uitstaande kenmerk was van die vroeë kerk. In Handelinge 2 word vir ons vertel van die heel eerste Christene. Hulle het hulle heel hartig toegelê op die leer van die apostels en die onderlinge verbondenheid, die gemeenskaplike maaltye en die gebede. Hulle het van huis tot huis die gemeenskaplike maaltyd gehou, hulle kos met blydskap en in alle eenvoud geëet en God geprys. Wat 'n mens nou moet raak sien hierso, en ek is al klaar besig om my tyd te oorspeel. So wat 'n mens moet raak sien hier is dat daai wat daar vir ons beskryf is, wat die eerste Christene gedoen het, heeltemal anders was as dit waaraan hulle gewoond was. Dit was met ander woorde heel anders as die tradisionele bediening. Hulle het die formele byeenkomste in die sinagoges geken. Die geloofsbelijdenisse in die oggend en in die aand. Die 3 gebedstye op 'n dag en die vas op maandag en donderdag. Dit was die bediening waaraan hulle gewoond was. Maar onder leiding van die Heilige Gees het hulle spontaan begin om dit te doen. 'n Ware gemeenskap met mekaar. En dis juis binne hierdie liefdevolle gemeenskap van gelowiges dat daar groei kom, dat mense geestelik groei. Kan ek hierso gou ook nog 'n vinnige getuienis hier met julle deel. Ons het laas Sondag het ek vir julle gesê van die baba van 'n berg wat geval het en 'n heup gebreek het en die heup vervanging gehad het op die rype ouderdom van 91 jaar. Ek het die afgelope week huisbesoek gedoen in die wijk waar tannie baba bly, en nadat daar eers 'n misverstand was en sy bitterlik kwaad was vir my omdat ek nie opgedaag het nie, het ek toe die volgende oggend by haar uitgekom. En die grootste deel van die gesprek, nou moet julle begin luister, die grootste deel van die gesprek het nie gegaan oor die heupvervanging nie. Die grootste deel van die gesprek het gegaan oor hoe bevoorreg sy is om op die rype ouderdom van 91 deel te wees van 'n selgroep waar sy so ontsettend groei in haar geestelike lewe. Is dit nou nie 'n getuienis nie? Dis wat gemeenskap is. Daai belangstel in mekaar, daai vorming van mekaar. Wat 'n wonderlike getuienis. Goed. Kom ons gaan gou ten slotte weer terug na ons gedeelte wat ons gelees het. Uit ons teksvers kan ons 3 puntjies haal oor gemeenskap. Die eerste is die voorwaarde vir die gemeenskap van gelowiges, is om gemeenskap met die Vader en die Seun te hê. So, as my verhouding met God gesond is, word ons verhouding met mekaar ook sterker. As my verhouding met my medegelowiges nie gesond is nie, kan my verhouding met God ook nie groei nie. Dit is nou maar die belangrike deel van daai muntstuk. En dan daai woorde aan die begin van die boek, wat ek vir julle gesê het, julle kan lees as julle julle Bybels oop het. Daar staan oor die kernboodskap van die 1 Johannes brief, God is lig en God is liefde. Wie aan God behoort, lewe in die lig en in die liefde. Dit is die voorwaarde vir gemeenskap met God en met die medegelowiges. Die tweede belangrike deel, die betekenis van gemeenskap is om te deel in, né? So Johannes sê vir sy lesers, hy wil hê hulle moet ook deel in hierdie wonderlike gemeenskap met Christus en met mekaar. Om gemeenskap met Christus te hê beteken dat ons deel het aan alles wat hy gedoen het. Sy sterwe, sy lyding, maar ook sy oorwinning en opstanding. Sluit aan by die paastyd waarin ons nou is. Gemeenskap van gelowiges beteken dat ons ook deel in mekaar se leed, mekaar se pyn, mekaar se hartseer, mekaar se vreugde. En dan die laaste puntjie, die doel van die gemeenskap is sodat ons almal getuies kan wees en kan saamwerk om die evangelie te verkondig. Een van die kom
Kom ons sluit af met hierdie gedagte. Ek het nou net gesê dat dit 'n droom is om 'n fasiliteit hier op die kerkterrein te hê waar ons daai gemeenskap kan beoefen. Ons moet net nie die fout maak om te dink dis die begin en einde van gemeenskap van gelowiges nie, nê. Gemeenskap van gelowiges is meer as die saamkuier. Dis meer as net ons gemeente. Dit kring wyer uit. Dit verkondig die goeie nuus van die verlossing in Christus Jesus, sodat al meer en meer mense kan deel word van hierdie gemeenskap. Kom ons maak die oë toe en dan sluit ons net af met 'n gebed. Here Jesus, dankie dat ons met U en met ons Vader in gemeenskap kan wees. Dankie dat ons deur ons gemeenskap met U ook met mekaar as medegelowiges in gemeenskap kan wees. Ons gebed is dat hierdie gemeenskap met U en met mekaar ook in elkeen van ons lewens en in ons gemeente ook sal groei, sodat U naam ook daardeur groot gemaak en verheerlik sal word. In Jesus se naam. Amen. Ons het geleentheid om die Here te dien met ons dankoffers, en terwyl ons dit doen, kyk ons 'n bietjie wat daar aan die begin van die 1 Johannes brief staan oor God, ons verhouding met hom en ons gemeenskap met hom en mekaar. Kom ons maak die oë toe. Hemelse Vader, wanneer ons hierdie dankoffer aan U wy, dan is dit uit dankbaarheid dat ons met U, ons God en Vader, in Jesus Christus ons Here, in gemeenskap mag wees. Dankie dat ons saam met hierdie dankoffer ook weer onsself aan U kan toewy met die gebed, dat U ook in ons omgewing, in ons wêreld, vir ons sal gebruik
as 'n instrument in u hand om ook hierdie waarheid oor die gemeenskap met u en met mekaar in woord en daad uit te dra. In Jesus se naam. Amen. Ons slotsang is lied 523. Daar sing ons van die goddelike liefdebande wat in Jesus mense saambind. Nou, ek het so in die deurkyk het ek nou 'n paar gesigte gesien wat nou nie vir my heeltemal bekend is nie. Moenie worry nie, daai agterste twee, ek gaan nie vir julle weer vorentoe laat roep nie. Julle was nou al 2 keer hierso. Ek is bly julle is weer hierso saam met ons. Daar agter Johan Vlok hulle, en daai blok se agterste bank sit mense, is julle nuut hierso. Dis nie Jan nie. Is dit Jan? Jan Spanneberg. Okay, nou maar welkom. Wil julle nie net na die diens hierso vorentoe kom, laat ons saam net bladskit en ek 'n telefoonnommer vat. Ek het nou jou nommer eintlik op die foon, maar dat ons net kan 'n reëlingkie tref om by mekaar uit te kom. Nog nuwe mense? Ja, daar wys hulle vir my hierso voor Jakobus hulle. Wys ek kyk ek reg? Ja. Is julle ook nie hierso? Right, dieselfde stories. Julle kom hierso 'n draai maak. En Kali Kassie, raak altyd deur mekaar. Ek neem aan die kinders, julle het uitgefigure, daar's kinder in Kleuterkerk, nê? Nee. So, welkom, ons ken darm mekaar. Goed, kom ons staan op en dan sluit ons af met hierdie lied 523 vers 1 en 4. Mag die Vader ons beskerm en lei. Mag die Here Jesus in sy liefde en genade in ons elkeen leef. Mag die Heilige Gees ons inspireer tot diens aan God, aan mekaar en aan ons medemens. Ek sien daar bo op die galery ook